Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Broers en susters, vriende, baie welkom. Ons is besig met die boek Rit. Verlede week het ons by Rit 1 stil gestaan. Vandag gaan ons by Rit 2 en 3 stil staan. Jy is welkom om die video te stop, dit te luister, of na die tyd dit sommer 2-3 keer weer te gaan lees. Want ons gaan nie 'n spesifieke teksvers vandag by stil staan nie, maar jy is welkom om die res van die dag dan daaraan te spandeer om dit te oordink. Maar Suid-Afrikaners en hulle humor. Baie keer is dit so dat ons met humor verwerk ons sekere seer of sekere moeilike omstandighede. In die vroeë 1500s, baie jare gelede, was dit 'n bekende gebruik by Europese konings, dat hulle 'n hofnar gehad het. En hierdie hofnar het eintlik basies 'n vrye sê gehad. Hy kon dinge van die dag aanspreek, hy kon moeilike kwessies aanspreek, en mense het nie regtig van hom kwaad geraak nie, of mense het hom ook nie beledig nie, want hy was nou die hofnar. Maar intussen tyd was hy besig om 'n groot stuk waarheid oor te dra. 'n gebruik wat uit die 1500s uitkom en wat so deel geword het van ons humor in Suid-Afrika. Dink maar net hoeveel WhatsApp fotootjies of 'n videoetjie jy dalk kry as daar iets gebeur het en wat mense weer iets humoristies daarvan maak. Nou die laaste week met die 49 vlugtelinge wat na Amerika toe is, hier uit Suid-Afrika uit, was dit op baie mense se lippe, en baie mense het menings, en baie mense het sienings daaroor. Party stem saam, party stem nie saam nie. Party sê dit is die toekoms, ander sê nee, ons bly net hier. Maar weet jy, 'n man skryf 'n pragtige boek, en hierdie boek vertel oor, dit maak nie saak om watter land jy is nie. Dit maak nie saak op watter plek jy is nie. Dit skryf oor jou burgerskap in God. Die man se naam is Augustinus. Die boek se naam is Die Stad van God en is geskrywe 426 na Christus. Dit voel amper asof ons wou gesê het, nee man, dit waarvan jy nou praat, dis die dinge waarmee ons nou te doen het. Want ons moet weer ons burgerskap in Christus ontdek, in God ontdek. Maar dit is geskrywe jare terug, 426 na Christus. So voel dit ook amper as ons na die boek Rit kyk. Rit is geskrywe so, hulle reken dit is ons nou in die Rigterstyd geskryf, die tyd van die Rigters, maar dit is so min of meer 900 voor Christus. Aan die ander woorde 9 eeue voor Christus se geboorte is dit geskrywe. En Rit 2 wil vir ons vanoggend inlei om te sê, maar dit ontdek weer 2 belangrike gebruike, maar wat eintlik beskou kan word as liefdesdade. Liefdesdade wat 'n alledaagse gebruik was en wat Rut en Naomi weer herontdek het. Nou moet ons onthou, Rut 1 het gesê van die los, dit wat jy verloor het, die seer wat daarmee gepaard gegaan het, Naomi wat haar 2 seuns verloor het, haar man verloor het, Orpa en Rut wat hulle mans verloor het, en nou trek Naomi Bethlehem toe. Maar Rut en Orpa wil saamgaan, en op 'n stadium sê Naomi vir hulle 2, ek het niks om vir julle te bied nie, ek gaan vir julle net sê, gaan terug en vestig julle weer daar. En Rut dring daarop aan, sê, nee, ek wil saam gaan, waar u gaan sal ek gaan. En dan gaan sy saam met Naomi na Bethlehem toe. En daar is hierdie 2 liefdesgebruike. Hierdie liefdesgebruike, die een is, jy kan in die tyd waarin die mense koring gesaai het, ons sit in 'n lieflike koringland wat besig is om te ontkiem en te groei en hopelik 'n groot oes gaan oplewer. Maar die gebruik was dat die mense het in daardie tyd die oes ingebring, maar die are en van die gerwe wat op die grond val, wat hulle misvat of missny, dit het hulle gelos, sodat die mense wat nood het, of wat nie soveel gehad het om van te lewe nie, kon dan hierdie are kon optel. Dit was die een gebruik. Die ander gebruik was, dat sou 'n vrou 'n weduwee word, sou haar man sterf,
dalk het sy kinders, dan moes die naaste manlike persoon aan hulle, wat 'n familielid is, moes dan vir hulle sorg. En daardie persoon het bekend gestaan as 'n losser, want hy het hulle uit hulle omstandighede losgemaak, want hy dan ook die grond, laat dit nie in vreemde hande beland nie, dan hy daardie grond, het hy dan ook gekoop en gesorg vir die vrou alleen, vir die weduwee en vir haar kinders, maar ook gesorg dat daardie grond wat daar is, nie in vreemde hande beland nie, en daardie persoon is dan genoem die losser. Nou sien ons in Rit 2, hulle kom in Bethlehem aan, daar uit buitewyke, en hulle moet van iets leef. Van die mense herken van Naomi, en hulle sê, maar dit moet ons Naomi wees, want hulle weet, sy kom uit daardie omgewing uit. En dan is hierdie Moabitiese vrou, Rit, is saam met haar. En Rit gaan nie na 'n paleis toe nie, Rit gaan nie na een of ander troon opvolger sy huis toe, sy gaan daar na die stoflande waar die koring geoes word. En sy gaan en sy tel die are op. En in daardie are optel, sien Boas haar raak. Broer en suster, ons hoor iets van 'n stuk loyaliteit, 'n stuk liefde, wat so deurspoel. Nie net 'n gebruik, omdat dit 'n liefdesgebruik was nie, maar ook die liefde wat van Boas onwillekeurig gekom het. Boas wat hierdie eienaar is van die omgewing, en hy gee ook sy ander werkers opdrag, hy sê vir hulle, moenie te goed sny nie, los so 'n paar ekstra are agter, want ek wil graag vir daardie meisie wat daar is, sy moet meer kan optel. Hy sien haar dadelik raak. Die woordjie loyaliteit het nogal by my vasgesteek, want jy sien, ons het dalk in 'n tyd, paar jaar terug groot geword. Jy word groot met dieselfde bank, wat jy by bank, dieselfde versekeringsmaatskappy, dieselfde kerk. Jy word groot daarmee en jy gaan dood by daardie selfde plek. Jy verander nie van bank, jy verander nie van versekering, jy verander nie van kerkie. En deesdae is dit mos nou heel anderster. Dit is mos, of jy, kyk wat 'n finansiële voordeel daar dalk vir jou is, jy sê, maar dit is by hierdie plek vir my baie beter, of watter diens jy dalk kry, dalk is daar by die een plek beter diens, of wat is daar vir my, en watter eie gewin is daar, dalk is daar 'n spesifieke voordeel in. Hier sien ons in die verhaal van Rit 2, dat hier is nog 'n stuk loyaliteit teenoor die mense. Loyaliteit teenoor die mense wat hy voorsorg, wat sy werkers, sy arbeiders, maar ook selfs die vreemdelinge. Mense wat hy nie ken nie. Hy het nog nie vir Rit geken nie. En dan word het hier aan hom bekend gemaak, maar eintlik is hy besig om 'n rol te speel in God se plan. Of Rit dit op daardie stadium so besef, dit kan ons dalk nou inlees, maar Rit speel 'n rol. Ons is dalk vandag op een of ander plek in ons lewe, wat voel soos 'n stowwerige koringland, wat ons maar van die almoese, van die afval van ander moet lewe. Ons is dalk op 'n moeilike plek in ons lewe, wat ons nie verstaan, hoekom ons hier is. Ek kan my maar net indink, wat 'n moeilike plek van daardie familie, of daardie mense self is, wat nou in Amerika, nou as vlugtelinge beskou word. Dit maak nie saak van watter kant of kyk nie, dit bly 'n moeilike situasie. So bevind Rit ook in hierdie moeilike situasie. En dan sien ons 'n volgende wending. Ons sien dan hier van Rit 3 af, Naomi hoor by Rit dat Boas het 'n stuk welwillendheid, 'n stuk toegeneentheid. En dan sê sy, maar ons moet iets doen. Maar dit is nie dat sy probeer om 'n plan te maak, of God se planne te probeer manipuleer nie. Nee, sy probeer net in haar geloof om dit heeltyd te wandel. En dis nie dat sy vir haarself sê, ek weet nie of ek sien die kans nie. Sy sê reeds, geloof hou soms 'n risiko in, maar jy bly nog afhanklik van God se tydsberekening. Geloof het soms daardie risiko wat jy besluite moet neem, en wat jy nie weet na watter kant toe nie en hoe nie, en so neem Rit dan daardie risiko om die aand by Boas se voete te gaan inklim. Want sê nie maar net, Boas kan haar verder jammer kry, en vir haar ook op hierdie pad help, dat dit beter gaan. Sommige mense wil inlees dat daar 'n romantiese verhouding was, wat daar by die dorsvloer gebeur het. Ons lees dit nie pertinent
hier in Rit 3 nie, maar so gaan kruip Rit dan by Boas se voete en daar by die dorsvloer. As jy dit nou lees, sal jy die verhaal weer sien, en jy ken ook die verhaal, maar dit is goed om dit weer af te stof, want dit is presies, al is dit 900 jaar terug, dit geld nog vandag. En dan die respek wat Boas het teenoor Rit, om vir haar te sê, maar weet jy, eintlik kan ek nie vir jou sorg, die losser moet vir jou sorg, maar ek gaan die systeem volg, ek gaan sorg, ek gaan môre gaan na die losser toe, en ek gaan vra, sien hy kans daarvoor, as dit nie so is, dan gaan ek sorg. Broer, suster, hier sien ons hoe God se plan, God se wil uitspeel, en mense, in klein of in groot, is hulle elke keer deel daarvan. Elke keer pas hulle in, hier dalk met 'n kinkel, hier met 'n draai, hier met 'n ding van nie verstaan nie, hier met 'n ding van nie weet nie, maar elke keer, of dit op 'n eenvoudige manier is, of dit 'n ryk man soos Boas is, dit maak nie saakie. Hierdie liefdesverhaal spoel deur goed en kwaad, deur ryk en arm. Hierdie liefdesverhaal spoel deur die gebruike van die dag, en God wil sy wil bekend maak. En dan begin klop dit aan die deur, wat in Rit 4 gaan gebeur. Dat hierdie Moabitiese vrou Rit eintlik dan deel vorm van die geskiedenis, die familiegeskiedenis van Dawid, en eintlik dan ook die familiegeskiedenis van Jesus. 'n Mens kan dit amper nie indink, hoe God met 'n groter plan, met 'n draai, dit alles teweegbring. Nou onlangs is ons in die Karoo vir 'n week, daar op Victoria Wes, en ek het groot geword daar. Ons het daar, by daardie sportveld, het ons baie sport, atletiek en rugby, netbal, als gedoen, geswem. As jy vandag daar kom, is dit vervalle, dit is afgebreek, bome is afgesaag, dakke word gesteel, die badkamers is verniel, soos wat dit maar in baie plekke van ons land gaan. Op 'n stadium, so 'n paar jaar terug, het die lotto daarom so 'n paar rand gegee, toe is daar 'n mooi afdakkie gebou, en mense het moed geskep, maar nou, dit lyk weer sleg, dit lyk baie sleg. Maar so gaan skop ek en ons jongste seun 'n bietjie bal daar. Ook want die ander rugbypale is afgesteel, daar is nog so een stel rugbypale, wat daarom nou nog staan. En ons skop, en dit raak later donker, maar hy stel vir hom 'n mikpunt van waar hy wil graag die bal oorskop. En so raak dit al hoe donkerder. Nou, die advieszaak, daar is nou nie ligte by die rugbyveld waar skop nie, en ek sê later van, nou moet ons gaan, want nou kan ek skaars die bal meer sien. En so is ons daar weg. En die volgende middag, kom ons weer so laatmiddag, kom ons weer, en hy wil weer 'n bietjie bal skop, en pale toe skop. En toe is nou klaar is die middag, toe stap ons terug, nog ligdag, en daar onder die afdakkie wat nou stikkend en gebreek is, daar staan 2 tekkies. En hy kyk vir my, ek kyk vir hom, hy sê vir my, papa, dis mos my tekkies wat daar staan. Ek sê hom, ja, en hy stap nader, ja, dis sy tekkies. Toe die vorige aand, het hy met die een stel tekkies geskop, en in die donker, het hy dit uitgetrek, sy ander stel, en die daar staan, dit nou skoon vergeet. En iemand moes gekom het, en het net daar, onder daardie gebroke stukkende afdak, neerkom sit het. Dalk luister die persoon, dankie daarvoor, ek weet nie wie dit is nie. Maar, ja, dit is so, 'n mens kry nog wonderlike mense. Mens kry nog wonderlike mense wat, enige persoon kan het mos maar net gevat het, en gedink het is hulle gelukkige dag in die tekkies vir hulle geneem het. Maar jy kry wonderlike mense in die lewe, maar ek vertel dit vir u, vriende, omdat daar was iets vir my daarin, dat tussen hierdie stikkendheid, tussen hierdie chaos en vervallendheid, is daar iets goeds, is daar iets moois. Iets wat Rit ook dalk beleef het. Sy is op 'n moeilike plek, haar man verloor, sy is in 'n vreemde land, sy het vreemde omstandighede gehad, sy is afhanklik van ander se gunste en gawes. En dan, daardie goue streepie van goedheid, wat deurkom. Daardie streepie van goedheid wat sê, hou net aan. Rit het nie gesien nie, maar sy het God vertrou. Rit het nie elke dag verstaan nie, maar sy het gehou by haar roeping. En deur dit alles het God haar gelei en is God vereer. Dalk is u
in die omstandighede van rit 2 vandag. Dalk is u nog daar gebuig in die stof. Dalk is u op 'n plek in die lewe wat u tussen die are rondkrap om te oorleef, emosioneel, geestelik, finansiëel. Maar hou vas. Hoofstuk 4 is op pad. Rit 4 is op pad. God is getrou. Hy hou jou vas. Hy maak 'n pad waar ek en jy dit nog nie sien nie. Ons lees as gebed weer Psalm 37 se 3 verse. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Amen.